Kom ons bid saam. Vader, ons buig ons neer voor U vanoggend en ons wil vra, Vader, sal U woord wat U vir ons gee, lewend maak in ons harte. Dat waar ons oor vergifnis praat vandag, dat dit vir ons iets is wat U werklik in ons vestig, Here. Mag U woord vir ons duidelik wees vanoggend, deur U Gees, en ons dankie daarvoor. Amen. Ons het laas keer geleer oor die 4 kenmerke in die Christen se geloof. Nie in godsdiens nie, maar in geloof in Jesus Christus, wat ons hierdie fondasie gee, om vals redenasies wat na ons kant toe kom, uit geloof uit, want dit is, uit godsdiens uit, want dis wat dit is, dat hierdie redenasies om hulle van die hand te kan wys, om te kan sê, nee, dis nie waarheid nie. En dit is alles gebaseer op Christus. Ons kenmerke was, as iemand enige geloofstelling oor Jesus oor God buite Jesus plaas, dan is dit vals. As enige iemand enige gesag voorhou wat nie in Jesus setel nie, is dit vals. As 'n eis gestel word buite die persoon en die werk van Jesus tot verlossing, tot vergifnis en tot verandering in Christus, dan is dit vals. En dan laastens, enige ander voorstel tot toenadering en versoening met God, buite of saam met Christus, wanneer dit buite of saam met Christus voorgehou word, nie Christus alleen nie, is dit vals. Dit leef ons in 'n groter raamwerk, waar ons gesê het, ons het sekerheid in Jesus op 2 maniere, ons bly by die bekende basis van die evangelie, en ons vermy die ongegronde basis. En dit was die ongegronde basis gewees. Hierdie goed is vals. En ons kan op hulle staan. Ons kan hulle gaan meet. As iets na jou toe kom, dan meet jy dit daar volgens, en jy sien, Christus is werklik daarin, of Christus is nie daar nie. En nou regverdig Paulus hierdie vier kenmerke, hierdie 4 vereistes wat gestel kan word, met 'n ondersoek van ons posisie in Christus. Hy bring 'n praktiese voorbeeld na ons toe. Hy kom wys ons, hoe werk dit? As ons dan hier in hoofstuk 2, vers 13 tot 15 werk. Maar kom ons stel vir 'n oomblik vir jou voor, hoe moet dit voel, as jy 'n belangrike persoon in jou lewe verloor? Jou man sterf, jou vrou sterf, ouer wat gesterf het, of 'n kind wat gesterf het. Hoe voel jy daarna? Wat bring dit by jou? Daai rouproses. Vir party mense sal vir jou sê, dit was vir hulle so intens, dat dit 'n fisiese ervaring van die persoon na, hulle fisiese ervarings van die persoon na die tyd gehad het. Jy roep byvoorbeeld in die gang af vir die persoon om te kom tee drink. En dan onthou jy, maar die persoon is nie meer daar nie. Vir my ouma was dit asof my oupa langs haar op die bed kom lê het. En sy het sy pyp geruik. Dis so intens dit vir haar was. Dis 'n daadwerklike verlies. Maar jy het aangegaan. Jy kan nie daar bly nie. En miskien is dit vir ons hoe die ou mens in ons vir ons voorkom. Hy het afgesterf. Maar ons het nog hierdie ervarings van hom, wat vir ons voel asof dit 'n realiteit is.
Maar is dit? Kom ons lees Kolossense 2 vers 13 tot 15. Kom ons lees van vers 13 af. Ja, toe julle dood was as gevolg van julle oortredings en julle sondige aard nog nie weggesny was nie, het hy julle saam met hom lewend gemaak deurdat hy al ons oortredings vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy aanklagte teen ons uitgewis en dit blywend weggeneem, toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. En nadat hy hierdeur die maghebbers en die gesagvoerders en maghebbers ontwapen het, het hy hulle in die openbaar tot skande gemaak, toe hy hulle in sy triomftog meegevoer het. Wat sê Paulus vir ons oor ons ou mens? Dis ons eerste vraag vandag. En wat het met hierdie ou mens gebeur? Dis die twee goeders wat ons so 'n bietjie wil ondersoek vandag, uit hierdie stukkie wat ons voor ons het. Wat sê Paulus oor ons ou mens? En weer is die fondasie hier van uit hoofstuk 1 uit. Daai basis wat hy vir ons geleer het van die voortreffelikheid van Christus. En ons sien dit veral in vers 13 en 14 en vers 21 en 22, wat vir ons die wegspringplek is, waar ons sien, God verplaas ons uit die mag van duisternis. Dis wat hy heel eerste doen. Hy verplaas ons uit die mag van duisternis, hy bevry ons daarvan, en hy versoen ons met homself deurdat Jesus ons skoon voor God die Vader stel, in Christus. En niemand anderser, of niks anders, is hiertoe in staat vir ons onthaalwe nie. Ons kan dit nie self doen nie. Iemand anderste kan dit nie vir ons doen nie. Daar's nie 'n mag wat dit vir ons kan doen nie, dis in Christus. En so Paulus vat dit nou vir ons as volgsaam in terme van die ou mens. As ons na vers 13 kyk. Eerste deel van vers 13. Ja, toe julle nog dood was as gevolg van julle oortredings en julle sondige aard nog nie weggesny was nie. Dis waar Paulus begin. Jou ou mens betree hierdie transaksie met Christus, met God, hierdie verandering wat moet plaasvind, hierdie verplasing, hy betree dit as dood in sy oortredinge. Oftewel, in jou rebellie. Jy is ter dood veroordeel. En in jou volle wese kan jy nie 'n verhouding met God toon nie. Toe maar, dis net 'n paar ballonne wat hier agter bars, hulle is besig om ballonne op te blaas. Jy kan nie. Jy het 'n sondige aard en dit is nog nie weggesny nie, sê Paulus. Dis nou voor jou verhouding met God in werking kom. Kan jy jouself daai aard uit jouself uit wegsny? Nee, nie volgens vers 11 nie, want vers 11 sê, in hom is julle ook besny, nie met die besnydenis van mensehande nie, maar die besnydenis van Christus. Met ander woorde, dit is net in die gesag van Christus, wat hierdie besnydenis plaasvind, hierdie skoonsny kan plaasvind. 'n Ander manier om hierdie wegsny wat hy hiervan praat te sien, is vanuit vers 11 se mensehande. Met ander woorde, die Joodse besnydenis, in hom is julle ook besny, nie met mensehande nie, nie met die besnydenis van mensehande nie, dit is die
die Joodse besnydenis, die Israel besnydenis van die Ou Testament. En dit beteken die mense van Kolosse was dus, omdat hulle nie Jode was nie, het hulle nie daai besnydenis gehad nie. En was hierdie teken van die Ou Testament van belofte, hulle het dit nie geken nie, hulle het dit nie gehaat nie. En daarom is daar hierdie tweeledige druk op hulle. Hulle is dood in hulle rebellie en hulle het ook nie die belofte van die besnydenis nie. En dis asof Paulus sê, maar God skuld julle niks nie. En dan gebeur die menslik onverstaanbare met hierdie dooie mens. In hierdie toestand van vyandskap, neem Jesus die inisiatief deur jou in hom lewend te maak. Die tweede helfte van vers 13 sê vir ons, hy het julle saam met hom lewend gemaak. Saam met Christus maak hy ons lewend. Jesus kom en hy oorwin die effek van sonde, die dood, soos wat ons reeds geleer het, hy is die eerstgeborene uit die dood uit. En dan bring hy jou saam in sy oorwinning. In hierdie proses. En hier verander jy van dood in jou siel na lewend in jou siel. In jou gesindheid teenoor God. Die rebellie verval. En dit bring ons by die tweede deel van ons vraag vanoggend, is wat het gebeur met ons ou mens? Wat gebeur met my as ons praat van lewend gemaak? Hierdie beginsel, wat gebeur? Hoe gebeur dit? Paulus verduidelik het vir ons 'n bietjie in vers 14. Hy het die skuldbewys met sy aanklagte teen ons uitgewis en dit blywend weggeneem toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. Ja, dis die pragtigste woorde daai. Ek verwonder my elke keer as ek aan hierdie woorde dink. Want daar's 3 elemente waarna ons moet oplet hier. 1, daar is vers 13 se einde. Luister na vers 13 se einde. Hy het julle saam met hom lewend gemaak, deurdat hy al ons oortredinge vergewe het. En nou sluit Paulus homself in as 'n besnydene in hierdie vergifnis, wanneer hy sê ons. Hy het eers gesê julle, en nou sê hy ons, as daar vergifnis gegee word. En hy self bewys, hy was besny as gevolg van godsdiens, nie as gevolg van geloof nie. En die vraag kom op, het hierdie gebeur voor of na my pleit vir vergifnis in my verhouding met God? Hierdie vergifnis, gebeur dit voor of na my pleit vir vergifnis? En hierdie lewend maak. Wanneer gebeur dit? En die sin sê, einde van vers 13 sê, jy is lewend gemaak deurdat hy al ons oortredinge vergewe het. Wanneer word jy lewend?
Dit voel vir my selfs in jou belydenis van jou rebellie en die oortredings wat jy kom en jy bely dit. Jy het hierdie ervaring daarvan en jy bely dit. Selfs daarin het jy nodig dat Jesus jou lei. En Jesus self verklaar, jy het die Heilige Gees, die Gees van Christus, nodig om jou tot 'n geboorte te bring, tot 'n nuwe lewe te bring. Volgens Johannes 3 vers 5 tot 8. En hierdie vergifnis waarvan hy praat, wanneer hy sê, hy het julle saam met hom lewend gemaak, deurdat hy al ons oortredinge vergewe het. Daai vergifnis word 3 keer genoem in hierdie brief van ons, in die eerste 3 hoofstukke. 3 keer. So dit moet die fondasie van hierdie lewensmakingsproses vorm, van die begin van jou verhouding met God. Jy hoef nie eers daarvoor te vra, voor God besluit, okay, ek sal dit oorweeg om jou te vergewe nie. Dis soos die gelykenis van die verlore seun. Daai seun was nog op die vlak op pad, toe hardloop sy pa al, om vergifnis te bied. Alle inisiatief omtrent my vergifnis is vervat in Jesus. En nie in enige iemand of enigiets anders nie. Jy is vergewe deur Christus. Die tweede element van hierdie nuwe lewe en hierdie vergifnis sluit aan hierby. By vers 14. Vers 14 sê, hy het die skuldbewys met sy aanklagte teen ons uitgewis en dit blywend weggeneem, toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. Vers 14 wys hoe my skuld gehanteer word tot vergifnis. Ek herhaal dit weer. Hoe word my skuld gehanteer tot vergifnis? Dit word nie onder die mat ingevee en gesê, ag, is okay. My skuld is my skuld. Die wet het jou verbind tot skuld. En jou rebellie bewys. Nie dat die wet ooit iemand vrygemaak het nie. Maar dit het die skuld bewys. Daar's 'n skuldbewys teen jou uitgereik, waarvoor jy alleen verantwoordelik is. En dit setel in jou rebellie en jou sonde. Ek is verantwoordelik vir my belydenis en my erkenning van my rebellie teenoor God en die resultate wat dit gelewer het, sonde. So, daar gebeur nou 3 goed met hierdie skuldbewys in hierdie vers. Eerstens, Jesus se kruisoffer is die enigste manier om die skuld te delg. Selfs al erken ek my skuld. As dit nie vir Christus se offer aan die kruis is nie, kan my skuld nie gedelg word nie. Al erken ek dit. In hom is my skuld gedelg, afgelos, sonder voorwaarde. Ek hoef nie eers 'n paar goedjies te gaan doen en dan sal God my vergewe nie.
Want tweedens, hierdie skuldbewys word deur Jesus aan die kruis vasgespyker. En dis 'n interessante term hierso. Dis 'n interessante tema. Wat gaan nie aan? Dit beteken die manier waarop jou skuld bepaal is gekruisig. Die wet in alle vorms is in Jesus vervul. Die wette, die offers, die feeste, die seremonies, die tradisies, is alles gekruisig. Want in Christus kan jy nie meer skuldig wees nie. Jy moet nog steeds na sy beeld verander. Daai snywerk moet nog steeds gedoen word. Maar dit is nou nie meer uit 'n proses van skuld en skulddelg nie. Dis nou in die vorming van Christus in jou. En ons gebruik van die wet het nou 'n nuwe nut gekry. Dis nie meer 'n skuldbrief nie. Dit gee jou insig oor jouself en hoe jy verlos is. Hoe jy vergewe is. In Christus is jou skuld en die maatstaf vir jou skuld. Hierdie twee goed, jou skuld en die maatstaf vir jou skuld nie meer te vind nie. Dit is vernietig. Dit is uitgewis. In Christus het die wet as 'n skuldeis nie meer bestaansreg nie. Jy's vry. Jy is vergewe. En die verlies van hierdie bestaansreg is dan ook die derde element van ons van vergifnis wat ons sien, vers 15. Nadat hy hierdeur die gesagvoerders en gesaghebbers en maghebbers ontwapen het, het hy hulle in die openbaar tot skande gemaak toe hy hulle in sy triomftog meegevoer het. Hierdie vasspyker aan die kruis van die manier waarop jou skuld gemeet was, die skuldbrief, ontwapen die gesagvoerders en die maghebbers van hoofstuk 1 vers 16 wat ons gesien het. Hoofstuk 1 vers 16. Kom ons kyk gou weer wat dit sê. Want in hom is alles geskep, alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of dit konings of heersers is, gesagvoerders of magte, alles is deur hom en tot hom geskep, en nou openbaar hy dit as minderwaardig. En hier praat ons van engele en die gesag wat God hulle gegee het, om in die Ou Testament die wet vir jou voor te hou. Is nie demone of bose magte nie. Ja, dit is duidelik dat dit nie die geval is nie. En dit bring die beginsel na vore dat selfs hulle met die werk wat hulle gehad het, is ondergeskik aan die Skepper, aan Jesus se gesag, wat deur die kruis bewys is. Want hy neem daai gesag weg wat die wet gehad het. Die wet met al sy fasette was deur hulle bestuur vir God se onthaalwe in die Ou Testament. Dit was daardie gesag wat nou direk in Jesus vervat word. En daardie wetlike gesag is nou bewys as ontoereikend
en minderwaardig as dit kom by jou verlossing. Dit kan dit nie doen nie. Selfs al kom jy dit na, gaan dit nie tot vergifnis lei nie, gaan dit nie tot redding lei nie. En hier is die punt. Jesus ontbloot daardeur wat is vals gesag en wat is ware gesag. En hy stel hulle tentoon, sê Paulus. En sy gesag, Jesus se gesag om te vergewe, word duidelik in sy triomftog. Daar is geen ander gesag tot vergifnis nie. Jou vergifnis is gesetel in Jesus alleen, sonder enige ander insette van enige ander aard ook al. Dit hang van Christus af. Nou, ons herinner onsself nou aan die dood van die ou mense wat ons mee begin het en ons daai ervarings wat ons het en ons sukkel om daarvan weg te kom baie keer. En partykeer voel ons skuldig as ons sukkel. Ons voel ons is nie vergewe nie. Ons is bekommerd oor ons ou mens, want hy pootjie ons die hele tyd. En partykeer is dit so diep in ons gesetel, dit kom so vanuit diep uit, dat ons nie eers weet waar die ervaring vandaan kom nie, ons weet net, ons voel skuldig. En dan wil ons dit oplos. En ons gryp na allerlei strooihalms wat ons moet help om los te kom, om van hierdie skuldgevoel ontslae te raak, om te verbeter, om in beheer te wees. En ek het nou al 'n klomp goed opgenoem, ons het al oor 'n klomp van hulle gepraat, soos wat ons deur Kolossense werk, ramshorings, en filosofiese dissiplines, en om engele amper te aanbid, jy gee hulle 'n hoër plek, en jy moet net hierdie lewenstyle ontwikkel, en ons het oor al hierdie goed gepraat, maar eintlik speel jy die hele ding maar net in jouself uit. Dit is jou skuldgevoel. Jy wil die vergifnis verdien. En Paulus sê, jy verdien dit nie. Maar Christus gee dit vir jou in elk geval. Jy kan dit nie verdien nie. Maar dit is gegee, dit kan nie weggeneem word nie. En so ek neem gesag uit my eie, of uit gesag uit iets anders, om beheer oor my skuldgevoel te kry, goed wat my moet regverdig, om my skuldgevoelens, van hierdie skuldgevoelens te bevry. En Jesus kom, en hy konfronteer, en wis al hierdie aanklagte in jou kop uit. Dit is vals aanklagte. Tot hy alleen voor jou staan. En jou in die oë kyk. En met gesag sê, ek regverdig jou. Ek vergewe jou. Jy's vry, jy's vergewe. Jy is skoon. Wat jy ook al aankla, is verwyder. Daar's geen klagstaat teen jou nie. Jy hoef nie skuldig te voel nie. Jy kan met vrymoedigheid na God toe kom, vir Christus, na Christus toe kom, vir sy hulp,
sy vorming, die verandering wat hy aan jou aanbring. Vertrou Jesus hierin en leef daar volgens. Kom ons bid saam. Vader, so maklik voel ons skuldig. En dan wil ons draaie om U loop. Vergewe ons daarvoor, Here. Wil U in ons harte die diepste wese vestig, dat U het ons vergewe. Ons het geen skuld oor nie. En is in Christus. Help ons om in Hom te bly staan, Here. Vra dit uit U groot genade uit. Amen.